Goeiemôre, baie welkom en ek groet u hartlik in die naam van Jesus. Altyd so lieflike voorreg om met u woord te deel soos die Here dit met my deel. Die gedeelte wat ek vanoggend met u wil deel is: hoe tree u op voor ander mense of met ander mense? Hierdie gedeelte kom natuurlik uit Matteus 7 uit en vanaf vers 14 wil ek, of eintlik vers 12 tot 14 wil ek praat. En ek lees gerus vir u uit die Afrikaanse vertaling vanaf vers 12. Alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet van die profete of die woord wat opgeskryf is. Gaan dan, of gaan in, deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad na die verderf lei, wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Maar luister nou mooi, vers 14, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Dis natuurlik die ewige lewe, 'n lewe saam met God. En daar is min wat op daardie pad opgaan of daardie pad vind. Weet jy, Galasiërs 6 vers, ek dink is vers 7, wat sê moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal die mens ook maai. Weet jy, wanneer jy vriendelik teenoor ander is, wanneer jy altyd die woord van die Here met ander kan deel, daai woord en daai liefde van Christus wat jy aan ander saai, dit, my geliefde, gaan jy ook maai. So dink 'n bietjie daaroor na wanneer jy skielik ongeskik is met mense, of wanneer jy dalk kwaadaardig teen iemand optree, of jy dalk skinder met van ander by mense, of jy net eenvoudig ander mense afkraak. Jy weet die Spreukedigter skryf, die tong is 'n listige ding, en daarmee kan jy lewe of dood spreek. Nou sit nou dit wat jy saai, gaan jy maai by dit. So kom ons wees versigtig wat ons praat. Kom ons wees versigtig wat ons selfs oor onsself sê. Kom ons hou op om negatiewe dinge oor onsself te spreek. Want wat ons saai, gaan ons maai. Dieselfde met wanneer jy in geselskap kom. Weet jy, laat toe dat die vrugte van die Gees uitkom. Dat die mense kan ervaar, maar wat het hierdie man of vrou wat ek nie het nie. Sodat die Here in sy Gees kan uitstort in jou vir wat hulle benodig vir hierdie dag en hierdie week wat kom. Ek laat vanoggend hierdie woord by u. Mag die Here dit absoluut seën. En wanneer ons roem, dan roem ons in die Here. Ons roem in ons swakheid, ons roem in ons beproewings, ons roem in ons dinge wat met ons gebeur, want ons weet. 1 Johannes 4 vers 4 sê, groter is hy wat in jou woon, as die hy van hierdie wêreld. Pastor Gary Brood en Water, 5 minute woordbediening. En ek kom vanoggend, soos ek elke ander oggend sê, jy moet vanoggend hierdie woorde hoor. Jesus is baie lief vir jou. Amen.